Wat ek voor ek sê mense kom nie lekker hoor laas week nie. Dat maak maar net seker. 'n bietjie met julle praat oor net 'n flesie olie. Ons gaan dit lees in 2 Konings 4 vers 2 tot 6. 2 Konings 4, 2 tot 6. Toe sê Elia vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord, Gideon dienares het glad niks in die huis. Behalwe en hy sê, gaan leen vir jou van buite of kanne. Leen kanne vir al jou beheer. Leen nie te min. Gaan dan in die huis, sluit die deur agter jou en jou seuns toe. En giet in al daardie kanne en sit wat vol is. Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toe gesluit. En terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol is, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kanne, maar hy antwoord haar, daar is geen kanne meer. Toe gaan die olie stort, en dit was genoeg. Jy sien hierdie kragtige gedeelte uit 2 Konings 4 vers 2 tot 6. Ons kan 'n paar lesse uit dit leer. Dit herinner ons daaraan dat God nie 'n oorvloed nodig het om 'n wonderwerk te begin nie. Hy het net ons gehoorsaamheid nodig en dit wat ons reeds besit nodig. En hy kan ons geloof menigvuldig. As ons dink aan die broodjie en die visie. Dit is 'n paar broodjie en dit is 'n visie. 2 broodjies. En wat het God gedoen? Hy het bevloedig. Al het ons min, soek hy net die bietjie wat ons het. Dink maar aan die mosterdsaadjie, wat mosterdsaadjie geloof. Dit verskuif berge. Hy gee jy 'n bietjie, en dan sien ons wat gebeur. Wat het jy in jou vleesie? Dink ons kyk ons na onsself, en wat sien ons? Ons sien gebrek. Die weduwee het gesê, die dienares het glad niks nie. Sy het net 'n klein vleesie olie. Sy het dit amper as niks geag nie. Maar in God se hande is daardie bietjie die saad van 'n groot oes. Maar as ons glo, ons kan nie sê ja, daar kan dit gebeur, ek weet nie, en dit is hele waar, die hele geloof kan sê, ja, so kan dit wees, want God is in beheer. Amen. Wat het jy vandag? Is dit 'n klein bietjie geloof? Het jy spesifieke talent? Of het jy dalk net 'n gewillige hart? Maar jy moenie jouself onderskat. Wat jy in jou vleesie het, ons dink dikwels, ek het nie genoeg. Ek is nie genoeg. Maar God sê, kom ons begin daar. Wat kan jou vleesie alles doen? Het jy 'n gawe, jy kan 'n gawe kry.
Want God maak jou talent los. Jy weet wat jy doen en wat jy doen. Jou tyd, jou geloof kan baie keer so klein wees. Ons dink ons geloof is klein, maar God se woord is geloof groot is. Want dit is hoekom, want dit is kinders van God. Ons kan altyd 'n woord van oormoedigheid aan iemand gee. Onthou Moses met 'n straf, toe hy straf gehad het, waar God het dit gebruik, wat het hy gedoen? Om die see oop te maak. Dawid het net 'n slinger gehad met 5 klein inklusies. En wat het gebeur? Hy het lees beslaan. Want hoekom? Hy vertrou op God. God soek nie volmaaktheid nie. Hy soek ons beskikbaarheid. Wat is jou verwagting? Elisa het gesê, gaan leen vir jou kruike, leekruike. Dit moenie te min wees. Die hoeveelheid baie wat sy ontvang het, was direk gekoppel aan die hoeveelheid kruike wat sy reg gesit het. God se voorsiening word dikwels beperk deur die grootte van ons verwagting. Partykeer is ons verwagting te klein. Want as ek die Engelse woord kan gebruik, is limit onsself. Ons weet God het groter dinge vir ons bepaal, ons groter dinge vir ons, maar dit is ons wat dit nie vat nie. Ons besef nie eintlik dat God het alles vir ons gegee nie. Wat moet ons doen? Ons moet dit net vat. Dit is alreeds ons. As ons net een klein houertjie saambring, vul hy dit. As ons die hele vertrek volmaak, vul hy dit ook. Hoe groot is die kapasiteit wat jy vir God skep om te werk? Hy sê, leen kan nie te min nie. Elisa sê vir haar, gaan leen kan nie te min nie. Dit praat van 'n verwagting. Wat verteenwoordig jou kan? Jou geloof, jou kapasiteit om te ontvang, jou verwagting van God. As jy net 2 kanne bring, word net 2 kanne gevul. As jy 20 bring, word 20 gevul. God weet hoe hy jou en my wil seën. Maar as ons verwagting nie groot is nie, gaan ons nie groot ontvang nie. As ons 'n klein verwagting het, wat gaan gebeur? Ons gaan klein. So ek het so 'n samestelling hier gesit. Jou seëninge wat jy kry, is volgens jou geloof. As jou geloof klein is, gaan jy klein kry. As jou geloof groot is, gaan jy groot ontvang. Ek praat van myself, dat ek nie gesit. Praat hier van myself, weet dit hoef nie. 'n Kind staan met 'n klein koppie in die reën. En dit reën hard. Hy staan en hy koppie daar in die reën. So, hy hou die koppie, die reën word gevoel, die koppie word gevoel in die reën. En dit is hoe baie keer van ons geloof ook is. Ons was net dat daai klein koppie voor is, en ons is gewoon hoe die wêreld ons moet sien. Want ons geloof is met hy nie sterk. Kom aan weet, myne is wat met hy nie sterk. So, groter ons verwagting, hoe groter gaan ons ontvang.
Ek het hier gesê, die probleem is nie die reën nie. Die probleem is die grootte van die houe. Die weduwee het uitgegaan en kinne gaan leer. Sy het nie net 'n paar kanne wat sy gehad het gevat nie. Sy het haar geloof in God gesit. Sy het haar trots in haar sak gesit en uitgegaan en kanne geleer. En wat het sy gedoen? Sy het op God gewag. Kom ons lees in Hebreërs 11 vers 1. Wat is die geloof en ons vertroue en ons verwagting? Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons doen. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sy kan nie gaan leer hoekom. Want sy het 'n verwagting gehad van toekoms. Sy het geweet hoe meer kan sy hê, hoe meer kan dit gaan gevolg. Sy het die deur gaan toemaak. Sy het daai klein vlesie in sy gevat. Het haar geloof. Sy kan nie wat gevolg. Wat doen we? Haar vertroue was God. En nie dit, sy was gehoorsaam gewees wat vir haar gesê het. Gaan preek kan, gaan leen kan. Sy het nie gesê, nee, maar ek kan nie, wat gaan die mense sê nie? Sy het opgeskollig gedoen. Sy het al trots aan haar sak gesit. En gesê, ek kan ek gaan leen. Want dit is wat God vir my gesê het. En hoeveel van ons doen dit werklik? Hoeveel van ons luister op daai stem en sê, ek gaan dit doen? Baie keer hoor ons daai stem en ons sê ons, nee Here, nie nou. Ek nie net uit. Ek kan nie net dit doen. Wat gaan die mense sê? Ek is ook baie keer so, dan sê ek vir Marisa, nee, maar ek kan nie net dit doen. Wat kan die mense sê? Dan sê sy, hoekom worry ek oor mense, wat het die Here vir jou gesê? En as ons net gaan begin luister op wat die Here vir ons sê, dink jy hoeveel beter gaan dinge in ons lewe wees? En soos wat sy ook net vir my sê, hou op skaam wees vir wie jy is. Maar dit is ons probleem. Ons is baie keer kom as Christen, ons van mense wat tot uiteindelik by wie ons werklik waar is. Ons sit op tyd, sit ons al luchtjie op bloem, of ons sit op sommer heeltemal af. Kom aan. Ons raai luchtjie aan sit en ons met op die helder stel nie, ek gaan kom vandaag nie waar nie. En kyk net wat het God vir haar gedoen. Daai klein vlesie moet hy gevat en hy kon hy vlesie voldoen. So, wel ek weet maar dit was 'n klein vlesie gewees wat hy die hele tyd volgemaak het met sy gegooi. Van wie verwag jy om jou karakter vol te maak? Plaas ons soms ons vertroue op die mens, ons werk, of ons eie vermoë. God se woord is duidelik. Kom ons lees in Jeremia 17 vers 5 tot 8. Jeremia 17 vers 5 tot 8. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vrees sy arm op. Terwyl sy hart van die Here afwyk, en hy sal wees soos 'n olbos in die donkertes.
En hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplik in die woestyn bywoon, 'n brakerige en 'n onbewoonde land. Ek het hierso so napies gesit. As ons harte van God afgeword en op mense vertrou, en die Here kom altyd in aan Jesus genade, hy vergewe ons. Want ons almal dink dat hy het daai, ons vertrou op mense, dis vergeet. Want ons vertrou op God nie wees. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op vrugte te dra nie. God sê hier, geseënd is die man wat op die Here vertrou. En luister mooi, en wie se vertroue die Here is. Dit sê nie net in die Here. Dit sê nie net vertrou nie. Die Here is ons vertroue. Amen. Die Here moet niks anders wees as net hy, nie mens nie, nie jou werk nie, net hy moet jou vertroue wees. Amen. Weet dis harde woorde. Dink, soms dink ek dis hoekom Jesus praat vir myself. Dat kyk word ons nie genoeg geseën nie, want dat het ons nie vooruit met ons gaan. Kyk is ons vertroue en geloof nie sterk genoeg om te besef wat God werklik van ons kan doen. Ons maak seker vandag ons vertroue is op God en nie op mense. Nie op jou werk. Ja, jy het jou werk nodig. Maar wag ek. Dan het jy afgekom. Die ons al in hierdie dinge daar nog. Ons almal ry mooi karre, sit die huis, is lekker TV's, ons het 'n bank om te sit. Maar ons al werklik word begin besef waar ons vandaan kom. Ja. Sê, ja, jy het werk nodig om te voorsien en te probeer daar vir gegee. So dis ons vertroue op God. Dat hy sy voorsien. Kom ons lees Psalm 37 vers 4 tot 5. Psalm 37 4. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat hy jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Ons is kinders van God. En hy wil die beste vir ons hê. Hy wil ons sien. Hy wil jou begeertes vir jou laat maak. Is ons daar werklik om waar God wil hê ons.
Dis is rarig daar te besef, God wil ons bevrees, glo ons. Gaan ons doen soos wat die weduwee gedoen het. Gaan ons trots en ons sak sit, en uitgaan, en ons oliemeel met ander. Of gaan ons daai olie vat, as hulle behonger in die kas werk. Maar dit is nie wat God wil hê nie. Hy wil hê ons moet bevredig wees. Maar hy wil hê ons moet ook buite toe gaan en die mense deel. Ons moet alles aan God gee, dat hy dit op ons kan oorvloedig. Ek sê vanoggend van Marisa, dat hy is vir haar, as dit so ry op buite, ek sien almal daar buite, sê volgende, ons is rarig gesien. Ons het 'n huis, ons het 'n bed, ons het 'n kar, ons het kos in die huis. So elke met hierso sit bereid met 'n dankbaar hart, sê God dan. Maar ons hart moet raak gestel wees van, as ons net 'n bietjie wil hê, gaan God net vir ons 'n bietjie gee. Maar as ons daai kraan oopmaak en dan sê, Lord, dit flou, kan ek gebeur, maar ons moet dit glo. Wanneer die olie gestop, dan kan dit vol is. So die kan het vol geraak, maar God se voorsiening het nie opgehou. Hy wil gee. Maar wat gebeur? Ons beperk. Ons gee nie volle toegang tot ons lewe en goed nie, want ons het 'n beperking. Ons altyd 'n beperking. So ek het hier gesê, dit beteken, God se krag, ons wil nie dat God se krag beperk word. Ons verwagting is dikwels die beperking. Maar kom ons bid en ons vra God, dat ons kan nooit sal opgee. Amen. Dat ons kan altyd oorvloedig sal wees. Ons moet net op God vertrou. Ons moet net verrustig wees in die Here en sê dankie vir hom. Ons kan bly vir hom. Waarvan loop jou kanne houer of beker oor? Jy sien in vers 5, het sy agtertoe deure haar kanne gevul met olie. Waarmee vul jy jou kan? Kom ons lees Psalm 23 vers 5. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my bevryd met olie, my beker oor. Maar die vraag is wat ek wil vra is, waarmee is jou beker vol? Is jou beker vol vrees?
is 'n teken vir twyfel, is 'n teken vir sekerheid. Of geloof en vertroue, liefde en vrede. Is jou kanne eenvoudig en goeie, of jy dit sê, is jou dit se hande, dat ek kan klink aan iemand anders. Is jy bereid om baie dit te vat, iemand anders te gee, dat ander dit ook is. Is jy bereid om baie goed te vat, en te deel met ander, sodat hulle ook oorvloedig is. Jy sien die olie in die Bybel symboliseer die Heilige Gees. Dis 'n goddelike saak, toewyding, genesing en oorwinning. Dit was gebruik om konings en priesters in hulle ampte te bevestig en as 'n simbool van vreugde en die teenwoordigheid van God te wees. Is jou kanne gevul met salwing en met toewyding? Is dit gevul met die vrug van die Gees? Of is dit gevul met vrees en met leuns van die tyd? Gaan ons vandag ons kanne vol met God se olie en sy vreugde, liefde en genade, sodat ons dit na ander kan vat en hulle vloei. Dis ons bereid om dit te doen. Jy sien die olie het opgehou vloei, toe daar nie meer kanne is om gevul te word. Wanneer God ons vul, is dit nie net vir selfverrykking, maar sodat ons kan oorvloei na ander. As jou beker oorloop van sy genade, vrede en voorsiening, word jy 'n bron van lewe vir die mense rondom jou. Kom ons kyk na die deel waar sy kanne gaan leen het. En hy sê, gaan leen kanne vir jou van buite af. Gaan kry kanne vir die diere. Soms kom ons op 'n plek waar ons vir mense om ons kan te kan leen. Dis is bereidheid om daai kan te gee. Dis vol. Ons nie hier kan gee. Ons wil hulle ook oorvloedig maak. Want as jou kan voor is jy verwag. Net so die persoon wat hartstocht is, het ook verwag. Soos jy daai kant vat en jy verdeel dit, of jy gee daai hele kant vir hom, of vir hom. Dis daai verwagting van God, God moet vir jou voorsien, sodat jy van ander ook kan voorsien. Soos wat God jou lig laat skyn, so kan jy na daai persoon se lig ook skyn. Wanneer ons ons idees gee, probeer ons mense regmaak met menslike wysheid, opinies of oordele. Ons probeer die kant self volmaak. En dit wat ons dink is reg. Wat is baie keer ons is reg? Akkoord. Die vrou sê dit is 'n professor. Maar dis nie waaroor dit gaan. Want soos wat ek gesê het,
God het alles vir ons gegee. Ons moet net dit vat en dit ook bereid wees om daai wat God met ons gedeel het, sodat ons dit met ander ook kan doen. Maar ons as mense is nie so nie. Ons wil alles net vir onsself doen. Dit is my. Dit is my. Wanneer ons die leer kan gee, skep ons 'n ruimte vir God om te werk. Ons bied liefde, ondersteuning en gebed. Maar ons laat die Heilige Gees toe om die inhoud te verskaf vir daardie spesifieke persoon. So wat is die les wat ons leer? Moenie bang wees vir jou leeftyd. 'n Leerkamp is die ideale plek vir 'n goddelike wonderwerk. Bring wat jy het. Leer soveel kanne as wat jy kan deur geloof. En laat God toe. Nie jouself, jou werk of mense. Laat God toe. Om die vloei te beheer. Sodat hy dan kan vir jou kan volg. As jy kan vir iemand gee, vind jy dit 'n idee is, of gee jy dit vir God? Soms probeer ons, skies vir die Engelse woord, mense fix, van 'n raadmaak, op ons manier, op ons manier. Ons probeer ons eie oplossing op hulle af. Nie waar nie. Dit is soos ek sê. Dit gaan alles uitgesorg word. Volg net my plan. Volg wat ek vir jou sê. Maar God roep ons. Roep ons. Want ons het ook wat ons hart. Ons het ook liefde. Hy roep ons om ons liefde te deel met ander. Hy ondersteun ons. En God moet te laat om dit te volg. Ons almal het 'n rol in God se koninkryk. Ons almal het 'n rol. Miskien nie die of die rol. Ons almal. Kom ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 6. 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek het geplant, Apollos, en hy het dit nat gemaak. Maar God het laat groei. Sien die weduwee het nie op mens vertrou, sy het op God vertrou. Sy was gehoorsaam aan wat vir haar gesê is. Hoekom? Wat God het vir haar gesê. En hy wil nie kan volg. Dit is belangrik. Mense is net kanne. Maar God is die bron. Kom ons lees in Jakobus 1 vers 7. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe, daarvan bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is. Ek het hier gesit, gif in 'n ander vertaling is 'n geskenk. Alles wat goed is, elke goeie geskenk, kom van God. En dit is waarmee God ons wil voed. Ons moet net ons kanne gereed hê. Want as God kom en jou kanne vol maak, en hy wil nie net dit doen. Hy wil dit oorvloedig.
Is julle reg dat God julle kan vervul? God begin met jou vlesie, met wat? God begin met jou vlesie, met wat het jy, is jy goed genoeg? God reageer op jou verwagting. Hy wil hê jy met jou kan. God is die bron van jou geluk. Hy is die vrug. Hy is die liefde. Hy is die voorsiening. Hy is al die goeie gawes wat jy nodig het. My rol en jou rol is gehoorsaam en geloof. Kom ons gee ons weerkande vir God sodat hy dit kan volg. Kom ons vra God vir ons harte. Wat het jy? Wat het jy nog nie? Wat het jy nog nie vir God? Hoeveel kan het jy nog God? Het jy 'n klein verwagting? Of het jy 'n groot? Laat jy God toe om deur jou te werk om ander se kinders te vorm. Ek sluit af. Kom ons bid, kom ons vra die Here dat ons so sterk is van ons hoe die potte kan volg, sodat ons oor is genoeg kan hê om met ander te kan. Wat is die woord van God vir ander kan vertel? Dit is daai gelukkie helder op en dit is op die Here. Dat ons kan trots wees op wie ons is, vir wie ons staan. Kom ons sluit die oë. Dankie Here, dat is weer voordat jy op ons vertrou. Here, dankie dat ons weet, Here, dat ons olie kom, Here, by U kan neer ons sit. Here, dat ons verwagting so groot sal wees, Here, dat dit oorvloedig sal wees, Here, dat dit sal oorvloei, Here. Here, dat ons weet, Here, dat daar waar ons stap, Here, dat U sal met ons wees, Here, dat die Heilige Gees in ons sal wees, Here, dat ons lig so helder sal wees, Here, dat die mense, Here, by ons praat, Here, op ons gaan, dat hulle die vrymoedigheid sal hê om te sê, hoe kry ons dit reg dat ons lig so helder skyn? En dan is met sonder spalte kan sê, dit is die Here Jesus wat ons is. Dat ons daai vreugde met ander kan deel. Here, dankie Here vir dit wat ons het, Here, wat ons weet, Here, dit kom nie van onsself af, Here. Here, maar dat U die voorsiener is. Here, en ek bid, Here, dat as ons hier uitgaan vandag, ons gaan daar in die wêreld in, Vader, Here, dat ons lig sal skyn. Dat ons altyd, oor die potte sonder ons sal hê, dat ons kan deel op die Vader. Here, en ek bid en ek sê dankie, Vader, Here, vir dit vir wie U is, Here. En dit, Here, wat U vir my is, Here. Here, en ek vra, Here, dat U altyd sal seën, Here. Here, en dankie net, Here, dat ons weet, Here, ons gaan altyd vir U vertrou, Vader. Here, ons bid, Here, dat ons kan alles in Jesus. Amen. Amen. Gaan ons nog gebruik, gaan ons nog doen. As ons vandag nog gebruik, kom ons vat alles. En ons gaan sê, dat ons het en stap in dat God en het sal deel.
virus in die